kan maar sit. Ons skriflesing kom uit Psalm 18. Psalm 18 van vers 28 tot 35. U red die verdrukte volk, U verneder die trotses. U Here laat my lamp helder skyn, my God gee lig as dit donker is om my. Met U hulp loop ek 'n oormagstorm, met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Wat God doen is volmaak, wat die Here sê is suiwer, elkeen wat by hom skuiling soek, beskerm hy. Waarlik, wie anders as die Here is ons God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots. God omgord my met krag, hy maak my pad voorspoedig. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my stewig staan. Hy leer my hande om oorlog te maak, my arms om selfs die stramste boog te span. Die redding wat U gebring het, was vir my 'n beskerming. U regterhand het my ondersteun. Deur U hulp het ek sterk geword. Tot sover ons skriflesing. Ons gaan dan ook op hierdie woorde dat hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my stewig staan. Lieneke, Jacques en familie en vriende van Piet, om op 'n slagveld dodelik gewond te wees en om swak te wees en verder te veg, wetende dat die lewe stadig maar besig is om uit jou uit te tap, of dat jou liggie eintlik besig is om uitgedoof te word, is baie erg. En so is die lewe. Baie mense beskryf die lewe, maar weet ons liggie is uitgedoof. Nou as ons net so na die lewe sou kyk, dan het ons geen troos gehad vandag nie. En so kan die troosdiens ook van 'n geliefde eintlik maar so maklik net 'n samekoms wees waar ons moet treur, waar ons troosteloos hartseer moet wees. Maar die goeie nuus vir ons van vandag is dat as ons sterwe, word ons lig nie uitgedoof nie. Ook nie die lig van Piet word uitgedoof nie. Ons hoef dit nie te betreur nie. Ons kan eerder sy oorwinning vier. Ja, ons kan bly wees dat hy lewe, spring lewendig, so rad soos 'n ribbok, is hy in Christus meer as 'n oorwinnaar. En daarom kan ons lippe dit ook uitroep, waarlik, wie anders as die Here is God, want net hy kan dit bewerk vir sy kind. Nou, Dawid was aan die einde van sy lewe, toe hy hierdie Psalm 18 gedig het, en julle kan gaan kyk, jy kry hierdie Psalm omtrent woordeliks, net so in 2 Samuel 22, waar Dawid terugkyk oor sy lewe wat verby is, en waar hy dink aan al die veldslae waarin hy betrokke was, en ook in die tyd toe hy vir Saul moes vlug, en vir hom in grotte moes geskuil het. Nou onder sy koningskap weet ons, dat Dawid het die grense van Israel letterlik uitgebrei tot die grootste koninkryk wat Israel ooit in die geskiedenis was, tot op hede. Nou as soldaat, het Dawid geweet, wat dit beteken, om veilig agter 'n rotsskuiling te wees, wat jou teen aanvalle van jou vyand beskerm. Ook hoe om teen 'n oormag jou man te staan, en hoe net God jou uitred. Hy het ook geweet hoe om by 'n sterk stad, walle te gooi, sodat hulle die muur kan op, om die stad te kan inneem, maar hy het ook geweet hoe dit voel om te sien, om te kon kyk hoe 'n dapper kryger, 'n goeie makker langs jou, 'n dodelike wond opdoen en sterf, en hoe sy liggie uitgedoof word, sy lewenslig. Van oorlog en stryd, van dood en trane, sou mens vir Dawid niks kon vertel nie. Nou as hierdie baasvegter koning, want ons moet weet, Dawid was nie 'n sussie gewees nie, hy was die vegter koning gewees. Ja, as hy te oud word om te gaan veg, nadat een van sy soldate, Abisai, op die oorlogsfront gesien het, hy word te moeg,
toe gryp hy in en hy red Dawid se lewe, dan kom al die manskappe daarna by mekaar en dan lê hulle eed af. Ja, hulle lê eed af dat Dawid die koning moenie weer op die gevegsfront kom nie. Sy liggie mag nie uitgedoof word op die gevegsfront nie. Ja, nadat dit gebeur het en Dawid aan die einde van sy lewe is, dig hierdie veteraan, vegter koning, hierdie lied. Ja, aan die aand van sy lewe. En dis hierdie psalm waarvan ons 'n gedeelte gelees het. En wie hulle van al die verhale waaroor Dawid kon sing, waaroor hy kon skryf, van dapper oomblikke wat hy deurgemaak het as een van die dapperstes wat Israel ooit geken het, kan mens hierdie hele psalm eintlik saamvat met die woorde: God alleen gee die oorwinning. Dis waaroor Psalm 18 gaan. Ja, waarlik, wie anders as die Here is ons God. En wat 'n mens opval ook as Dawid hierdie psalm dig, dan verwys hy nie eers na homself as die koning nie, of as 'n baasvegter nie. Hy verwys na homself as 'n dienskneg van die Here. 'n Dienskneg van die Here, want Dawid het geweet, die groot verskil in sy lewe was omdat God hom gekies het. Nie omdat hy 'n baasvegter was nie. Nie omdat hy as Dawid ook baas oor die sonde in sy lewe was en dat God nie anders te kon as om vir hom lief gehad het nie, om hom lief te hê nie. Nee. God het hom gekies en sy dienskneg gemaak en hom sy guns laat geniet. Ja, toe die doderyk sy koue hande om hom gevou het hy na God geroep en God het gehelp. Toe die aarde geskit en gebewe het God hom uitgeruk, gegryp en gered. Toe sy vyande sterker was as hy, het God hom gered. En Dawid weet, die enigste rede daarvoor was net God se genade. God was getrou aan sy dienskneg Dawid, wat hy gekies het. En Dawid moes sy eie sonde geken het. Dis lank nadat Nathan by hom was en sy sonde aan hom uitgewys het. En as hy aan die einde van sy lewe terugkyk op al die oorwinnings op die veldslae, dan sing hy: ek het U baie lief, Here, my sterkte. Die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting. Al die eer kom aan God toe vir die oorwinning. Waarlik, wie anders as die Here is God. Dis net hy wat die oorwinning gee. En juist daarom kon ons hierdie gedeelte waarmee ons begin het, kon hy so duidelik sê: U Here laat my lamp helder skyn. My God gee lig as dit donker is om my. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Nadat Abisai vir Dawid gered het die laaste keer toe hy op die gevegsfront gekom het, het hy juis gesê: wie ons moet die koning nie weer voor op die gevegsfront laat kom nie, dat sy lig nie uitgedoof moet raak nie. Want om op die gevegsfront as 'n koning te sterf, as jou lig daar uitgedoof geraak het, dan het beteken, die volk is in die allergrootste elende. Die ander koning het gewen, hy het die oorlog gewen. En dan kom Dawid en hy sing: U Here, laat my lamp helder skyn. God het hom laat lewe en Dawid weet, hy is aan die einde van sy lewe, maar sy lamp sal helder skyn. Want Dawid het ook geweet, sy lewensverhaal as koning, vegter, was maar net 'n skaduwee, ja, van die volmaakte koning wat moes kom. Ja, die volmaakte koning wat ook deur God gekies is, ook deur God gestuur was en wat onberispelik voor God was en wat homself van enige sondeskuld weerhou het, wie sy hande skoon was op grond van sy volmaakte gehoorsaamheid aan die Vader. Ja, hy wat volmaak rein en skoon was en tog in die donkerste uur moes sy lig uitgedoof word. Moes hy van God verlate word en moes hy in ons plek die sonde dood sterf. Ja, wat menslik gesproke en op die oog af gelyk het of Christus 'n verloorder was, veral nadat hy in die graf was,
en hulle hom daar neergelê het, sou ook 'n oorwinning word. Daardie maandag of daardie sonndagmôre, die sonndagmôre, toe hy uit die dood uit opgestaan het. Ja, toe hy as oorwinnaar die duiwel en die dood oorwin het. Ja, anderste as Dawid, moes ons Here en Koning se lig uitgedoof word anders aan die kruis. En juist daarom kon Dawid lang voor die tyd profeteer en sê, U Here laat my lamp helder skyn. My God gee lig as dit donker is om my. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Jesus is die gestuurde koning wat die stryd teen die duiwel vir ons gewen het. Omdat hy volmaak is, omdat sy weg volmaak is hy vir ons elkeen 'n veilige vesting, 'n ewige rots by wie ons altyd kan skuil. En dit is wat Piet ook gedoen het, deur sy hele lewe, deur gelowig vas te hou aan ons Here Jesus Christus. Want Jesus het, soos wat die hele Ou Testament voorspel, in ons plek aan die kruis kom sterf. Ja, sy lig moes in ons plek uitgedoof word, sodat ons met sekerheid kan weet, tot in ewigheid sal ons lig nie uitgedoof word nie. Maar Christus het ook opgestaan, soos die Ou Testament gesê het, dit moet gebeur, juis, sodat al gaan ons deur die dal van doodskade weë, ons soos 'n ribbok, rats en vinnig kan lewe tot in ewigheid. En net deur die Heilige Gees, wat 'n ware geloof in ons werk, maar dit ook so in die hart van Piet bewerk het, dat hy dit kon glo, kry ons deel ook aan hierdie weldade van ons Here Jesus Christus. En is hier, waar die Gees ons met hierdie waarheid omgord, dat dit 'n krag word in ons lewens, ook vir ons, wat op ons lewenspad moet voortgaan. Het is opvallend dat, as 'n mens in 2 Samuel 1 lees, dan lees mens van die 2 boesemvriende Dawid en Jonathan, dat hulle baasvegters was. Hulle was letterlik soos 2 leeu's in die stryd. En dan sê hulle ook dat hulle so vinnig was soos arende. Later, in daai tyd was dit die normale gebruik gewees. 'n baie vlugvoetige soldaat was beskryf as iemand wat so vinnig soos 'n ribbok is. So maak die Heilige Gees God se kinders deur 'n ware geloof, behendig en vreesloos as dit kom by die eer van God. Want waarlik, wie anderste as die Here is ons God, wat ons in Christus verlos en ons ook meer as oorwinnaars maak. Dit is so. Aan die kruis het dit gelyk of ons koning se lig uitgedoof was. Maar die leë graf is die waarborg dat hy die oorwinnaar is, dat hy deur sy Gees ook elke kind van hom meer as 'n oorwinnaar maak. Nie eers die dood het meer 'n angel wat ons vernietig nie. In Christus, selfs hulle wat sterf, oorwinnaars. Tot in ewigheid sal ons lig nie uitgedoof word nie, en is ons meer as oorwinnaars. Lieneke, Jacques, geliefdes, ons kan vandag getroos wees, dat Piet se lig is nie uitgedoof nie. Rat soos 'n ribbok is hy nou meer as 'n oorwinnaar by Christus, vir ewig. Mag God, die Heilige Gees, ons ook met hierdie troos en sekerheid, wat ons in Christus het, mag hy ons ook met hierdie vaste sekerheid omgord, krag gee, troos gee, sodat ons ook, al doen ons dit met trane, ons ook soos ratse ribbokke, die Here Jesus Christus kan navolg, kan lief hê in hierdie lewe. Maar mag ons ook oorwinnend en met oorgawe sing, die Here leef, ek loof hom wat my rots is, ek prys my God wat my gered het, dit is God wat my die oorwinning gee. Dis hy wat ons lig laat skyn verby die graf. Dis hy wat ons rat soos ribbokke maak, selfs verby die graf. Amen. Kom ons doen 'n gebed saam. Ja, Here, ons dankie dat ons
U woord kan lees, om altyd daardeur getroos en bemoedig te kan word. Dankie vir ons enigste troos wat ons in Christus het. Hy wat godsverlatenheid beleef het. Hy wie se lig uitgedoof moes word, sodat ons liggies nooit uitgedoof mag word nie. Ja, hy wat deur die graf moes gaan en opgestaan het, sodat ons oorwinnend as soos ribbokke kan lewe tot in ewigheid saam met U en saam met Christus, ons koning. Dankie Here, dankie dat ons in die lewe ook van Piet kon sien dat hy gelowig ons Here Jesus Christus nagevolg het. Dankie dat ons soveel mooi in hom kon geniet het. Ons wil bid dat U ons elkeen sal lei, dat ons in die voetspore van Christus sal volg. Ja Here, en dat ons ook soos ribbokke, ja, oorwinnend sal lewe, reeds in hierdie lewe, en dat ons sal weet, maar dat ons tot in ewigheid saam met U lewe. Vader, ons dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons kan stil raak en ons troos en ons hulp by U alleen kan kom soek. Wil U wees by elkeen, besonder Lieneke en Jacques, wil U hulle vertroos en bemoedig, kragtig deur U Gees, dat hulle in die geloof staande kan bly, maar dat hulle ook moedig kan voortstry. So ook elkeen van ons. Ja, Vader, gebruik hierdie geleentheid, dat ons U meer kan lief hê, dat ons U meer kan dien, dat ons meer en meer aan Christus gelyk kan word. Wees saam, ook in hierdie tyd, saam in die familie, ja, wees by elkeen. Ja, Here, U ken ons harte, versterk ons ook in ons geloof. Ons wil veral ook bid, wees saam met ons in die samesyn, seën dit, sodat ons as familie en vriende ook by mekaar kan staan, en dankie daarvoor, dankie vir elke mooi boodskap, dankie vir die liefde, dankie vir omgee van familie en vriende, want jy is hier en sien ons ook U goedheid in U guns raak. Vader, ons dra elkeen aan U op ons lewenspad vorentoe. Bewaar ons, hou ons veilig, werk in ons harte dat Christus alleen ons verlosser, ons skuilplek, ja, en ons veilige vesting sal wees. Dit bid ons alles in sy naam alleen. Amen. Kom ons sing, en ons sing skrifberuiming 14:2 vers 1 en vers 2, ons sing het staande, waarna julle weer kan gaan sit.
sit. Ek wil graag hier namens die familie die volgende bedankings aan die voorhou. Wil jy ietsie sê of handel ek die bedankings af as ons hier klaar is? Ja? Daar sê. Die bedankings, ons hemelse Vader, wat ons dierbare Piet vir bykans 79 jaar vir ons geleen het. Ons dank ook aan Wayne Grindel van Emergimed, wat ons 2 keer op baie kort kennisgewing te hulp gesnel het. Ook ons dank aan Pinehaven Hospitaal, wat Piet sonder huiwering direk opgeneem het en met liefde versorg het. Die dokters by ongevalle wat vir 5 ure lank hulle bes probeer het. Ook aan Mike Mortimer en Gertie van Westrand Caregivers vir hulle deernis en hulp, al was dit dan ook net vir 1 dag. En dan so ook Martins begrafnisondernemers met name Ananda en Sunny vir hulle flink en professionele diens. Ons dank gaan ook aan Jetty, wat soos altyd daar vir ons is. Piet het jou orgelspel altyd so geniet. Die koster vir al die voorbereidingspligte en dan gaande die diens en daarna. Die susters vir hulle verversings, as ook Annerie Booyens en Niggie vir al die verversings. Ons sê ook baie dankie daarvoor. En dan ook ons dank aan Michael Bekes vir die opname vir die kerk. Ek dink hy het 'n goeie adjudant hierso wat hom bygestaan het, maar Michael, dankie net vir jou bereidheid en om te kom help hier in die vreemde. En dan ook vir Karine vir die opstel van die collage, as ook die uitleg van die begrafnisblaadjie. En dan natuurlik ook almal hier teenwoordig. Ja, dit word opreg waardeer vir almal wat 'n laaste eerbewys aan Piet kom betoon het, en veral vir diegene ook wat dan ver gery het om hierdie dag by Lineke en by Jacques te kan wees. Ons hartlike dank aan almal. Dit word opreg waardeer. Lineke en Jacques. Kom ons sluit af met die Onse Vader gebed. Ons staan en dan sluit ons met hierdie gebed af, waarna ons daar's koffie en tee en eetgoedjies in die saal. Julle kan hier deur beweeg en dan ook net ter wille van die uitsending. Ons sukkel partykeer met die internet soos dit nou weer vanoggend moet wees, maar hulle gaan hom nou oplaai en dan gaan hy op die YouTube kanaal wees. As julle vir mense as hulle navraag het, dat julle net kan weet, hy gaan nou enige oomblik daar wees. Ek kan nie, ekskuus tog, jy kan maar hard sê. Dis hoekom ek vir hom gevra, omdat ek gesien daar's 'n huldeblyk en ek het nie geweet, ekskuus, gaan jy 'n huldeblyk doen? Ek vra nederig om verskoning. Kom gerus na vorentoe, dan gaan ek sommer hierso. Jy moet nou net mooi hierso staan, dat hulle jou met die kamera hierso kry, hoor. Huldeblyk van Tannie Lineke. My liefste Piet. Waar begin 'n mens om net in 'n paragraaf of meer iets oor jou te sê na 64 jaar van saamwees? Ek kan boeke vol hieroor skryf. Eerstens kan ek ons hemelse Vader nie genoeg dank vir die liefdevolle, sorgsame en opregte man en vader wat hy vir my en Jacques gegee het, as ook die omgee oupa vir Anja. Jy was 'n man uit een stuk. Het jouself nooit eerste gestel nie, maar was altyd bedagsaam en vriendelik teenoor ander, het sy jou meerder is of minder is. Beskeie en sag van geaardheid, hardwerkend, konsensieus en met 'n sin vir dieper waardes. Selfs toe die siekte jou al in sy greep gehad het, was jy nog steeds die man wat ek soveel jare gelede op skool leer ken het. Ek dank die Here dat hy jou van 'n nog langer lydensweg gespaar het, en alhoewel ek jou verskriklik sal mis, vind ek berusting en troos hierin. Ek dink met heimwee terug aan al die wonderlike dinge wat ons altyd saam gedoen het. Ons liefde vir die natuur en wildlewe. Ek glo nie daar's nog mense wat soveel kere soos ons in die Kruger Wildtuin was nie. Die vele vakansies in die Drakensberge en by die see, en
En dan praat ek ook nie eers van ons idilliese verblyf op Kranspoort nie. Ons kon saam oor soveel dinge praat, het soveel eenderste sienings oor sake gehad, soveel gedeelde belangstellings. As dit op aarde moontlik is, dink ek en ons, het ons die volmaakte huwelik en verhouding gehad. Dit was alles net genade van God. Neef Arie se teks met ons troue was Spreuke 3 vers 6, ou vertaling. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Nou moet ek die pad alleen verder stap, maar nie met vertwyfeling nie. Met God aan my regterhand, met jou altyd in my gedagtes, en met ons liefdevolle staatmaker seun Jacques aan my sy, sal ek voortbou op die vaste beginsels wat ons saam neergelê het. Jou altyd liefhebbende Lieneke. Soli Deo Gloria. En dan is daar 'n briefie wat ons liefste Anja geskryf het vir haar oupa. Jy het 'n baie mooi handskrif, Anja. Liewe oupa, ek onthou toe ons by Kranspoort by die heuwel afgehardloop het en op die klimraam gespeel het en snap gespeel het. Ek mis dit so baie. En as oupie grappies gemaak het, was dit altyd die snaakste grappie wat ek nog ooit gehoor het. En Tammy wat altyd by oupa geslaap het. Altyd as ek gehuil het, het oupa altyd gekom. Lief vir oupa, ek mis oupa vreeslik. Liefde Anja. Voordat ek gaan lees, wil ek net namens my ma en ons dankie sê vir jou Hendrik, vir alles wat julle gedoen het in die kerk en so. Dankie. Liewe papa, dit voel soos net nou die dag wat ek by die deur gestaan en wag het as 'n klein seentjie dat jy huis toe kom na werk sodat ons kan speel en sommer net al die goed doen wat pa's en seuns doen. Ek sal nooit vergeet hoe jy my altyd wakker gemaak het en my sleep op my huis gespeel het. Dankie dat jy my so baie geleer het van die lewe. 'n Liefde vir die bos, die see en sommer die hele natuur en geheel by my gekweek het, wat altyd diep in my hart gevestig sal bly. Dankie vir al die mooi memories wat ons saam kon maak. Van vleersvlieg tot visvang by saam die park. Al die wildtuin vakansies en al die keer wat ons so lekker saam gebraai het en sterre gekyk het. Ek sal elke keer wanneer ek nou gaan braai 'n ekstra stukkie oud op die vuur sit vir jou. Dankie vir die steunpilaar wat pappa altyd vir ons huisgesin was en nog steeds sal wees deur die waardes wat jy my geleer het. Ek gaan pappa bitter baie mis. Maar ek en mamma sal okay wees. Al is dit seer, ons het vrede en ons weet dat jy nou liggaamlik en geestelik glad nie meer pyn het nie. Jou vuurtjie sal verlang, solank ek leef en my hart bly brand. Ek sal altyd lief bly vir pappa. Kom ons staan en dan sluit ons af met die Onse Vader gebed.